Ons gou hartbees se sirloin uit. Hy's warm. Ek voel hom hier binnekant, hy's nog warm. Ons het hom net nou geskiet. Hy gaan nie 7 dae in die koelkamer hang nie. Hy gaan glad nie 7 dae hang nie. Kon nie te prese mes. Hy's nou al deur verskillende bokke se borsbene. Dan haal ons hier die rugbiltonkie uit. En soos ek sê, hy's aan die binnekant teen die been is hy nog warm. Daai mense wat glo vleis moet 3 weke hang, lekker is bullshit. Mythbusted. Vars, fresh. Daar kom hy. Sirloin. Ek vat die en dan maak ons hierdie sirloin skoon. Ons trek hierdie sending af. Ons het hier 'n mes nodig hê. Thank you. En dan gaan hy lekker vars hartbees sirlointjie gaan ons nou op die kolle gooi, wys ek vir julle hoe smaak hartbees sirloin. Thank you, see you there. Ons is vandag by die Vleisland se plaas kombuis. Hierdie hartbees sirloin is nog warm. Hy kom nou daar uit, ons het hom net nou geskiet. Daai mense wat sê 'n bok moet 27 dae of soveel ure lank in die koelkamer lê voor hy hom kan gaar maak om hom sag te kry. Beginsel is presies dieselfde as wat ek met al die ander video's gewys het. As jy nie jou vinger in die vleis kan indruk nie, is dit tuivleis en maak jy met 'n wors. Jou vinger indruk is vars vleis, warm vleis nog steeds. Sagte vleis, ons gaan nie met hom verder sukkel nie. Ons hoef hom nie te marineer nie. Jan pap en jan braai en ek weet nie wie se sous alles nie. Daai goed gaan ons glad nie gebruik nie. En dan vat ons die ou kasie, dan gooi ons 'n kasie daarin en so 'n bietjie olyfolie. En dan rol ons die kaas in die olyfolie, laat ek lekker glad word. En dan vat ons die mes. Kon nie te prese mes. Hy het al 4 bokke se borsbene oopgesny en my vingerstuk ingesny. Dan steek ons hom daarin. En dan vat ons hierdie kaas. Dan druk ons hierdie kaas in hierdie hartbees se rugbiltong in. Kaas is 'n bietjie warm. Hy druk sukkel 'n bietjie om in te gaan. Dan druk ons hierdie kaasies daarin. En dan sit ons hom daar neer. Daar het ons die eerste enetjie gestop met die kaas. En dan vat ons die tweede een. En druk ons hom daarin. En dan steek ons hom vol kaas. Oké, daar is 'n hartbees sirlointjie met kaas gestop. Dan vat ons daai enetjie. Sny ons hom middeldeer en dan druk ons die mes daarin. En dan vat ons hierdie kaas en steek ons hom daarin. En dan vat ons hierdie een, steek ons die mes daarin. En dan vat ons daai kaas en dan druk ons hom hier in. Oké, lyk my daar is nog 'n stukkie kaas oor. Hier kort nog kaas hier van die kant af. Ons wil genoeg kaas in hom hê. En dan vat ons hierdie stuk kaas en druk ons op hier. Right, as jy nou gespesere kaas en geolie. Olyfolie. Geen marinade nie. Geen marinade nie, want Suid-Afrikaners kan mos nie eet sonder 'n marinade nie. Alles moet mos gemarineer. Vat ons 'n serebos, sout, en dan sout ons hom. En dan draai ons hom in die rondte. En dan sout ons die ander kant. Hierdie kaas wil uitklim, ons wil 'n bietjie daar terugdruk. En dan gooi ons 'n bietjie sout. Hierdie is 'n resepie wat jy maak met wat jy het, waar jy is. Daar's nie ander maniere nie en dan het ons so 'n klein pakkie swart peper wat ons gebruik vir 'n pepertjie. Vir 'n pepertjie is vir my altyd lekker. En daar het ons hom gesout en gepeper, sommer lekker gepeper. Dis nou 'n cheese pepper hartbeesteak met olyfolie ingesmeer. En net om die ouens gelukkig te maak wat sê daar moet altyd 'n bietjie woestersous oorkom, dan gooi ons nog 'n bietjie woestersous saam met die olyfolie en die sout en die peper en dan smeer ons lekker in. En dan smeer ons hom lekker in met die woestersous.
Nou druk hy 'n stuk kaas lekker in. Is hy nou min of meer streng gesproke naaste by plus minus amper ongeveer klaar reg vir die rooster so. Vars hartbeesteek, hy's nog warm. Hy het nie in die koelkamer gehang nie. Ons het hulle hier terug geskiet, afgeslag, uitgehaal. Olyfolie, sout, peper, woestersous, end of the line met 'n bietjie kaas binnekant. Ek sien julle daar by die rooster. Staan hier kant, kom staan. Wat my boy. Okay, hartbeesteek. Vars warm hartbeesteek met olyfolie, sout, peper en kaas. Vlamme toe, flame grill. Wat? Die mense glo mos, hy moet eers 3 weke hang. Hier by ons glo ons nie daai goedie. As hy geslag is en die vel is af, is hy eetbaar. En dan eet ons hom so. Dan braai ons hom so in die vlamme. Kameeldoringhout se kole, hartbees se vleis, cheddar se steak, saam met olyfolie en kaas. Dan maak hy so. Hou hom fyn dop, hy's besig om te braai. Bokkie, jy kan so 'n bietjie nader staan en wys jy die mense daar lê vleis op die rooster. Okay, nou kan jy mense 'n bietjie stop. Okay. Bietjie olive oil, want hartbeesteekie wil so 'n bietjie in die vlamme braai. Baksteenhoogte. En dan gooi ons hom so 5 minute en hy moet 'n bietjie vlamme kry saam met die olie. En as hy nie so braai nie, dan is dit nie 'n steak nie. Mense wil 'n steak braai, jy wil hom nie kook nie. As hy so lyk, dan is hy gaar. En as hy so lyk en die kaas drup so uit, dan is hy gaar. Hy wil nie droog word nie, hy moet net gaar wees. Ons gaan daar by die tafel af wys ek jou hoe lyk as om sny. Okay. Dis al wat ek nodig het. Hartebees, hartebees, fresh from the hartebees. Hartebees en cheese steak. Fresh hartebees en cheese. Hy het nie 3 weke in die koelkamer gehang nie. Hy het 3 minute gehang op die galg toe ons hom geslag het. So daar's die einde. Kom ons sny hom, dan kyk ons gou lyk hy hier in die binnekant. Waar is julle borde? Julle moet julle borde bring. Naam? Kyk hy mes se naam. Nee, jy is in die ander ding, Bokkie. Ek blink te veel. As hy kon nie die prese mes. Hy het nou al 'n volstryk se bene oop gesny en hy het hier 4 bokke se borskas. En as ek hierdie mes vat en ek sit hom op hierdie hartbees se steak en dan glip hy so deur hierdie hartbees se steak soos 'n mes deur boter. En as 'n steak gaarder is dit wat hy nou is, dan het ek hom opgedonder. Kyk hoe lyk hy. Die hartbees steak, rugbiltonge wat 3 minute gehang het in die koelkamer. Dan lyk hy so. En dan eet die boere sulke kosse. So lyk hulle. Lekker warm steekies met 'n kaasie en dan kyk ons wie eet saam en wie bly. Wat doodmaak.